broers en susters? Ek weet dis koud. Die van julle wat gaan koud kry in die erediens, daar's nog kombersies daar agter, né? Na die tyd kan julle nog 'n bietjie koffie drink. Hartlik welkom vanoggend by ons. Ek hoop dis vir ons almal 'n geseënde Vadersdag aan al die paas en ooms en oupas en mag dit vir julle almal 'n geseënde dag wees. En dan dankie dat julle vanoggend hier is in hierdie aardige koue. Ons hoop dat dit regtig 'n mooi oggend gaan wees. Ek is gewaarsku, ek mag niks sê oor die ek sal nie. Dit is almal se leed. Ek sal maar liewer sê jy Proteas, nie? Dankie tog. Daar's daar 'n beker wat terugkom Suid-Afrika toe. Goed, ek wil vinnig net so 'n bietjie die verjaarsdag doen. Is hier iemand vanoggend wat hier is wat verjaar? Ek kon niemand van die lys sien nie, maar ek mis altyd iemand. Daar is nog iemand wat verjaar. Nou, jy verjaar. Nee. Baie hartlik geluk. Dan vra my man, kry die paas net sê nee. Ja, vader, want die arme sagstokkies ook nie hou nie. Goed, enigiemand anders? Dit lyk nie so nie. Goed, dan Juliana, baie hartlik welkom vanoggend aan jou. Baie dankie dat jy vanoggend hier is om vir ons te speel. Jy en jou man, baie hartlik welkom. Hoop dit vir julle ook 'n goeie oggend sal wees. Goed, broers en susters, soos wat ons gewoond is die liturgie daar. Ons gaan nou vir 'n oomblik net stil word. Vanoggend is 3-eenheid Sondag, so ons fokus bietjie op die 3-eenheid vanoggend. Maar kom ons word stil en dan begin ons, sodra ons gereed is met ons toetredlied wat soos 'n wildsbok is. Psalm 95 staan daar: Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Amen.
Kom ons luister vanoggend in Romeine 12, vers 9 tot 12, wat vir ons sê hoe ons die nuwe manier wat ons die wet verstaan, deur die liefdesgebod gaan uitleef. En hy raak baie prakties oor dit wat ons behoort te doen om die Here te dien in sy liefde. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Kom ons sing in toewyding aan die Here, lied 245, daar die eerste en die derde vers. Bymekaar gesit. Ons vier dit en dis nou die 19de Junie wat die belydenis 1700 jaar oud is. Nou as mens so 'n bietjie van die geskiedenis verstaan, sal jy verstaan dat Konstantyn wat die keiser was, gehoor het dat die Christene onder mekaar beklei oor die wese van Christus, wie Christus werklik was. Was hy net 'n mens wat toe verhoog is of was hy God wat mens geword het? En uiteindelik het hy 'n klomp biskoppe bymekaar geroep en het hy vir hulle gesê, hulle moet met mekaar hierdie uitklaar. En toe vanuit dit was so in 325 na Christus, maar in 380 na Christus het ons uiteindelik die belydenis van Nicea soos ons hom vandag ken.
En hierdie belydenis is wonderlik in terme daarvan dat dit iets vir ons sê oor die drie eenheid en dat dit vir ons iets saamvat van ons geloof. Dit is bietjie meer uitgebrei as die 12 artikels en dit is kosbaar om dit van bietjie uit 'n ander hoek kyk en vir ons bely wat ons werklik glo. So kom ons luister na die belydenis van Nicea. Hierdie belydenis saam met twee ander bind ons vandag nog deur die eeue en reg oor die wêreld vandag aan gelowiges. Meeste Christen gelowiges in die wêreld onderskryf Nicea en daarom is ons oor miljoene van ons oor die wêreld gebind aan hierdie belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs van ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons bevestig dit deur Vonk 70, daar al 3 verse. Here ons God, dit bly vir ons die wonderlikste voorreg om die woord vir ons oop te maak en te weet dat U deur hierdie woord praat. Dat die Gees hierdie woord gebruik om elkeen van ons se gedagtes te vorm en ons te leer hoe ons moet leef en wat ons moet doen om U te eer en aan U gehoorsaam te wees. Here, ons sê dankie dat ons vandag oor die ganse aarde medegelowiges het wat saam met ons sing en aanbid en saam met ons bereid is om te leef tot U eer. Mag ons stemme, Here, vandag opklink en mag U eer vandag vir ons die belangrikste wees. Mag ons vandag agterkom dat U in beheer is, dat U regeer
En dat waar ons aan U behoort, het U vir ons ingenooi in die huisgesin en in die koninkryk. En het ons deel gemaak van U. En U hou ons in die oog, U hou U hande oor ons. U stuur ons uit in die wêreld om U stem te gaan wees. En U hande te gaan wees wat vir ander goed is en wat die liefde bewys. Here, baie dankie dat ons vanoggend opnuut kan besef wat 'n voorreg dit is. En terwyl ons vanoggend U wil bedink, wil verstaan dat ons 'n drie-enige God aanbid, besef ons dat daar nie genoeg taal en nie genoeg insig hier op aarde is om werklik te kan verstaan hoe groot U is nie. Om iets van U almag te begryp nie. Maar U het Uself aan ons kom bekendstel. U het Uself aan ons geopenbaar sodat ons kan verstaan wie U is. Sodat ons in ons beperkte insig kan weet dat ons U dien. En dat ons U mag lief hê en dat ons in 'n verhouding met U staan. Wil U gee, Here, dat dit vir ons die belangrikste sal wees. En dat ons in goeie tye en in slegte tye aan U sal vashou. En op U sal vertrou. En U woord ernstig sal opneem. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is baie bekende gedeelte in Romeine 5 vers 1 tot 11. En ons lees vanoggend dit met die spesifieke doel om ook iets oor die drie-eenheid te hoor en te verstaan. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerk volharding. En volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid lei tot hoop. En die hoop is skaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Kom ons lees vanoggend tot 2 broers en susters. Gelukkig is ons, as ons luister na hierdie woorde, en werklik daaruit gaan leef. In baie geboue, ek is seker ook in sommige werkplekke meestal, is daar toegangsbeheer. Nou of jy 'n kaart waarmee jy toegangsbeheer verkry, of jou vingerafdruk, of selfs partykeer is dit 'n mens se oog. Hier is van jou oog wat hulle gebruik om vir jou toegang te gee tot 'n gebou. En dit omdat daardie gebou bedoel is net vir sekere mense. So, partykeer as jy 'n besoeker is, dan kry jy selfs 'n kaartjie wat jou beperkte toegang gee tot sekere gedeeltes. Laat 'n mens nogal aan die tempel dink, né? Die tempel waar vreemdelinge aan die buitekant gebly het en die Joodse mans in die binnehof kon wees. Maar dat die priesters alleen in die heiligste kon wees en die allerheiligste kon net 1 keer per jaar besoek word deur die hoofpriester, wanneer hy die offer gaan bring het terwille van hulle sondes en die versoening. Beperkte toegang. En dan begin hierdie gedeelte in Romeine deur vir ons te sê, daardie beperkte toegang is opgehef. Daar is niks meer wat jou weghou van God af nie. God het die deure van sy koninkryk
soos 'n koning die deure van sy paleis wyd oopgegooi en ons ingenooi. Die enigste een wat tussen ons en God staan en bemiddel tussen ons en God is Jesus Christus sy seun. Ons het nie meer iemand anders nodig om namens ons te pleit nie. Ons het direkte toegang tot God. En as 'n mens dit mooi bedink, broers en susters, dan besef ons wat 'n voorreg dit is. Dat jy met God kan praat. Dat jy jou ellende met hom kan deel. Dat jy 'n gesprek met hom kan voer. Dat jy in 'n verhouding met hom kan staan. En dit alles omdat Jesus Christus na ons toe gekom het. En God aan ons kom bekendstel het. En nou is daar nie meer onderskeid nie. Daar's nie meer 'n plek wat net vir sekere mense is en 'n plek waar besoekers mag kom. Daar's nou toegang. En dit is so mooi verbeel deur die gordyn wat so geskeur het, nie? Om vir ons toegang tot die God te gee deur sy seun. En toe sy seun opgevaar het na die hemel, het hy vir ons gesê, julle gaan nog steeds toegang hê tot God, want ek stuur die Gees om by julle te wees, om julle te help om te glo, om vir julle te leer wat liefde is, om vir julle hoop te gee, om seker te maak dat julle weet dat julle in verhouding met God staan en dat julle voor God staan en dat sy liefde vir julle genoeg is. Jy word ingenooi in die paleis van die koning, in die koninkryk van God. Jy is reeds deel daarvan. Daardie deure is oopgesluit deur Christus wat sy lewe vir ons gegee het. Wat seker gemaak het dat hierdie verhouding tussen ons en God herstel is en vir ons hierdie vrye toegang gegee het. Met ander woorde, ons kan met God praat. Ons kan met hom ons lewens deel. Ons kan hom vertrou vir alles wat ons nodig het. Ons moet na hom luister. Ons moet aan hom gehoorsaam wees. En dan sê Paulus vir ons dat hierdie verhouding tussen God en mens, tussen God en my, die almagtige God voor wie ek staan, is 'n verhouding van vrede. Dis die eerste woord waarmee hy hierdie verhouding, hierdie lewe beskryf. Hierdie vrede wat vir jou toegang gee tot God, maar wat jou lewe as 'n gelowige herdefinieer. Want skielik kyk jy na jouself anders. Jy moet leer om na jouself te kyk soos God jou sien. As sy kind, as deel van hom, as ingenooi in sy liefde en 'n verhouding met hom. En dan sê Paulus 'n interessante ding, broers en susters, dat hierdie vrede herdefinieer ons lewe op so 'n manier dat selfs ons swaar kry 'n ander betekenis. Onthou dat swaar kry gesien is gelyk aan straf van God. En selfs swaar kry in ons lewe word hier geherdefinieer. Jou hele lewe kry ander betekenis. Paulus gebruik die voorbeeld van swaar kry en sê, swaar kry is skielik nie meer straf nie. Swaar kry is 'n proses waardeur jy gaan, waarin jy moet vra, wat moet ek hieruit leer? Waarmee is God besig? Dis 'n geleentheid tot groei, tot dieper insig. 'n Geleentheid tot stil word, 'n geleentheid om opnuut te leer om op God alleen te vertrou. Selfs die moeilikste oomblikke in ons lewens word herdefinieer deur om God se teenwoordigheid in ons lewens en ons wat voor God staan. En dit is die Gees wat jou help om selfs jou swaar kry in jou lyding te herdefinieer. As ons bereid is om na die Gees te luister, sal die Gees vir ons leer wat hierdie beteken. Wat is dit wat ons hieruit moet leer? En uiteindelik sê Paulus, loop dit verder. Hierdie vrede wat selfs wat jou hele lewe herdefinieer, selfs jou swaar kry, gaan vir jou bring by hoop. En dit is amper ondenkbaar, dat ons deur ons swaar kry en deur alles wat ons gaan by hoop kan uitkom.
Want dit is wat die Heilige Gees vir jou in jou lewe inbring, omdat hy teenwoordig is in jou lewe. Jy word aangevuur tot hoop, want skielik kyk jy na die lewe anders. Dis nie net 'n klomp swaar kry, en dit is nie nutteloos, en dit het nie betekenis, natuurlik het ons lewens betekenis. En dit bring ons uit by God, en dit laat ons leef met hierdie ewige besef, van dat ons aan God behoort, en dat ook ons toekoms deur God aan ons gegee word. Ook ons toekoms is herdefinieer, as 'n ewige toekoms van God af. En dis asof die Heilige Gees uit die toekoms uitkom, en hierdie hoop in ons lewens indra om vir ons te sê, elke tree van nou af, het betekenis. Jou lyding, jou swaar kry, jou storie het betekenis, want jy is op pad saam met God, na God toe, na die ewigheid toe. En hierdie vrede wat nou reeds deel is van jou lewe, sal jy ten volle hê, wanneer jy in God se teenwoordigheid leef. Ons het nou al gepraat oor vrede, en ons het nou al gepraat oor hoop, wat Paulus hier beskryf. En dan beskryf Paulus ook 'n derde ding, hy praat van God se liefde. En hierdie hele gedeelte, broers en susters, wil vir ons oor en oor verduidelik, in die mooiste taal, hoe groot God se liefde vir ons is. Toe ons nog sondaars was, is ons gered. Toe ons nog God se vyande was, het hy al vir ons ingestaan. God se liefde wat oor hierdie grense heen gaan, wat bereid is om te sterf, sodat ons gered kan word. Dis 'n stuk verwondering wat in ons moet leef, omdat ons naas hierdie vrede en hierdie hoop ook nog God se liefde ervaar. 'n Liefde wat baie groter is as wat ons ooit kan verstaan. Wat bereid is om baie verder te gaan as wat ons kan insien. En wat die Here wat altyd sy arms oop het en mense sal ontvang, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die liefde van 'n God, almagtig, vir brose skepsels, vir sondaar mense, vir vyande, laat ons eintlik sprakeloos. En daardie liefde, broers en susters, ervaar elkeen van ons elke dag, omdat die Heilige Gees in ons lewens teenwoordig is. En daarom kan Paulus vir ons in Romeine 12 sê, jy moet hierdie liefde gaan leef. Jy word so gevul met hierdie liefde. Hierdie liefde herdefinieer jou lewe. En daarom moet jy dit gaan leef. En ons doen dit nie omdat dit 'n wet is nie, ons doen dit omdat ons dankbaar is. Omdat ons sprakeloos staan oor God se genade in ons lewens. Gaan ons lewens toewy. Gaan ons met alles in ons probeer om hierdie liefde te gaan leef. Nou hierdie vrede, hierdie hoop, hierdie liefde, waarvan Paulus hier praat, word verbind aan die drie-eenheid. Het ons vanoggend gehoor, hulle het in die 3de eeu, of 4de eeu eintlik al geworstel om vir ons iets te sê oor die drie-eenheid. Paulus het nie probeer om vir ons 'n konstruksie te maak nie. Paulus het vir ons kom getuig oor wie God is. Hoe ons God beleef elke dag. Wat God vir ons doen. En hy praat van die persone van die drie-eenheid. Hy praat van die Vader, hy praat van die Seun, hy praat van die Heilige Gees. En as hy oor hulle praat, dan is dit om vir ons te sê dat hulle in en uit mekaar beweeg. Dat God vir ons hierdie een wese is in hierdie drie persone. En ons ervaar God in hoe hy na ons toe kom in hierdie drie persone. Maar hier is 'n interafhanklikheid wat Paulus beskryf in terme van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Christus wat God se vrede na ons toe bring. Die Heilige Gees wat God se liefde vir ons kom leer. God wat verteenwoordig word, wat teenwoordig is in ons lewens deur die Gees wat die Seun gestuur het. Hier is 'n interafhanklikheid van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
En ons moet net nooit dink dat hulle los van mekaar beweeg en werk nie. Maar dat ons die voorreg het om hulle te ken. En omdat Jesus Christus God aan ons kom bekendstel het om te kan verstaan met wie ons te doen het. Daarom moet ons erns maak met dit wat die Gees in ons lewens inbring, sodat ons aan hierdie God getrou kan wees. Ons leer God se vrede ken deur sy Seun. Ons leer God se liefde ken deur die Gees. Die Seun stuur die Gees. Die Seun is afhanklik van die Vader terwyl hy hier op aarde is. Praat gedurig met sy Vader. En hoe moeilik dit vir ons is om iets van hierdie wese van God onder woorde te bring. Moet ons hom dien met alles in ons. Moet ons hom vertrou. Want dis die wonder van God. Hy's baie meer as wat ons ooit kan verstaan, maar hy's nooit anders nie. Hy's dalk die gans andere God, maar hy's ook by ons teenwoordig. En daarom het ons soveel rede om dankbaar te wees en te leef tot sy eer. En nou is dit interessant, broers en susters, dat God gekom het en dat hy ons in hierdie verhouding met homself ingenooi het. Hy het ons deel daarvan gemaak. Hy praat in taal soos dat ons sy kinders is en dat hy ons liefhet en dat hy ons wil versorg en dat hy in 'n verhouding met ons staan. En dat ons hierdie drie-enige God kan dien. Deur voluit in hierdie verhouding met God betrokke te wees en dan vanuit hierdie verhouding te gaan leef. En dan word ons lewens herdefinieer. Dit word 'n plek waar jy God elke dag ontmoet. Dit word 'n plek waar jy deur God in staat gestel word om vir hom te leef. Waar die Gees jou toerus en vir jou die liefde en die vrede gee en die hoop bring, sodat jy elke dag sinvol in die naam van die Here kan leef en getrou kan bly en gehoorsaam wil wees. Omdat ons hierdie magdom wat God in ons lewens inbring, waardeer en dit wil uitleef teenoor alle mense. Dat ons hele lewe ook ons swaar kry, betekenis kry binne hierdie verhouding met God. Dat ons nooit bang hoef te wees nie. Dat ons nooit alleen hoef te wees nie. Maar dat ons kan gaan leef in die teenwoordigheid van hierdie liefdevolle God. En ons erken, broers en susters, dat al die beelde wat ons het van God is nie genoeg om sy wese te kan beskryf nie. Ons moet net nooit dink dat omdat ons God op bepaalde maniere kan beskryf, kan ons hom ten volle verstaan nie. Nooit nie. Maar ons kan hom dien en ons kan hom vertrou, want hy is die getroue een. Hy is die een wat vir jou hoop bring, wat vir jou leer wat liefde werklik is en wat vir jou vrede in jou lewe gee. Hy is die een wat jou innooi in 'n verhouding met hom, in sy huisgesin in sy koninkryk in, sodat ons nou reeds leef, al is ons op aarde, eintlik 'n hemelse lewe leef, omdat ons aan God behoort. Ons praat oor God soos wat Jesus ons geleer het. Ons praat vanuit wat Jesus vir ons laat verstaan het wie God is, sy Vader en die Gees, en dat hulle met mekaar te doen het en vanuit mekaar beweeg. En dit is hoe ons hierdie baie unieke God van ons dien. Ek het verlede week gesê, broers en susters, mens kan die wêreld deurgaan en nêrens gaan jy 'n God van liefde kry behalwe die drie-enige God. Die God wat ons innooi, wat ons deel maak, wat ons lief gehad het nog voordat ons kon verstaan wie hy is. En daarom kan ons met alles in ons hierdie God dien. Beelde sê presies dit. Dis 'n poging om iets oor God te sê. En ons moet versigtig praat, broers en susters.
Ons moet nie praat asof ons presies weet, dat dit wat ons nou oor God sê, gaan God vasvang nie. Dit gaan nooit gebeur nie. Maar in belydenis, in hierdie verhouding, in totale nederigheid, kan ons God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees bely. Want ons ken God die Vader en ons ken die Seun en die Gees is by ons teenwoordig. En elkeen van ons kan bely hoe en waar God al in jou lewe ingetree het en seker gemaak het dat jy weet hy is daar. Waar hy jou lyding en jou lewe vir jou herdefinieer het. Waar hy vir jou vrede gegee het waar vrede nie moontlik was nie. Waar hy vir jou hoop gebring het. Waar hy vir jou sy liefde kom bewys het. Die interessante ding van beelde, broers en susters, is dat ons eie voorkeure het, nie? Die Bybel is vol beelde oor God. Christus het gepraat van sy Vader. Die probleem is dat daar mense is wat nie noodwendig hierdie vaderbeeld hulle eie kan maak nie. Wat ook nie 'n goeie ervaring gehad het met 'n vader nie. En dan kan ons so iemand nie veroordeel omdat hulle ongemaklik is met die beeld van vader nie. Daar's soveel ander beelde waarmee ons kan vereenselwig en waarmee ons God kan beskryf. Hy skepper God, hy is onderhouer van die wêreld, hy regeer. Die Ou Testament beskryf selfs God as 'n hen met kuikens. 'n Arend wat sy klein goed onder sy vlerke wegsteek. Daarom dat ons nie moet vaskyk teen die beelde nie, maar die God van hierdie beelde moet dien met alles in ons. En dat ons moet besef, hierdie almagtige, ewige God, wat ons nie in hierdie beelde kan vasvang nie, kies om by ons te wees. Hoe aangrypend is dit nie? En dit maak nie saak met watter woorde jy God aanspreek nie. As hy vir jou Vader is, as hy vir jou skepper God is, as hy Christus die Seun van God is, die Verlosser, die Redder, Heilige Gees, Trooster, Gids, al hierdie is waar van God en soveel meer. En ons kan hierdie God dien met alles in ons. Ek het vanoggend verwys na die miljoene Christene. Dalk is dit selfs miljarde, biljoene oor die hele wêreld. Ons verskil van mekaar, broers en susters. Ons verskil hier in ons landjie van mekaar oor hoe ons by mekaar kom en wat ons praktyke is. En wat ons miskien dink in terme van wat presies reg is. Maar dis nie die goed wat ons uit mekaar uithou nie. Die goed wat ons by mekaar bring, dit behoort nie die goed te wees wat ons weghou van mekaar af nie. Maar die goed wat ons by mekaar bring is baie belangriker. Ons dien die drie-enige God. Ons bely die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons bely ons redding kom van God af. Ons bely almal dat ons leef in sy genade. Dat ons hom kan vertrou. En dat hy vir ons sy koninkryk oopgesluit het. Dat ons vrye toegang het tot God. Dat niemand van ons buitengehou word of uitgesluit word, omdat ons sogenaamd nie daar hoort nie. Maar God het die deure wyd oopgemaak en almal van ons ingenooi. En almal wat na sy stem luister en hom volg, is deel van hom. En daarom moet ons so leef met hierdie besef van dat daar medegelowiges is. Dat daar mense is wat soos ons bely en saam met ons die pad loop. En ons lyk dalk verskillend en ons praat dalk verskillend. En ons doen selfs verskillend. Maar ons behoort aan die een ewige God, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bely dat God in beheer is en ons vertrou hom met alles. Ons bely dat hy vir ons vrede bring. Dat hy vir ons leer wat liefde is.
omdat hy ons eerste lief gehad het. En ons bely dat hy vir ons hoop gee. Hoop op 'n toekoms wat ver meer is as dit wat ons nou kan sien. En daarom, broers en susters, kom ons gaan hier uit. En ons gaan behandel mense soos medegelowiges. Ons leer om mekaar te vertrou. Ons leer om mekaar te dien. En ons vertrou op die enigste God, die drie enige God, wat vir ons in sy liefde kom wys het wie hy is. En ons gered het, al verdien ons dit nie. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Ewige, almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U en ons bely U, en Here, ons buig voor U in gehoorsaamheid. U wat geskep het en onderhou, U wat op pad is met U skepping, dit in die hande hou, U wat as seun in hierdie skepping ingetree het en vir ons U redding gebring het. U wat as Gees vir ons kom leer het om op U te vertrou. En wat saam met ons die pad loop en wanneer ons afdwaal ons terugroep en ons gids is in die lewe. Aan U kom al ons eer toe. Dankie Here dat ons vanoggend op hierdie manier opnuut kan besef dat al kan ons U nie ten volle verstaan nie, kan ons U dien. En ons kan U eer en ons kan U vertrou. Want U kies om in ons lewens te wees. Here, U ken vir ons beter as wat ons onsself ken. U weet wat ons nodig het nog voordat ons kan vra. Maar U wil hê dat ons na U toe kom, dat ons van U afhanklik is, dat ons U vertrou. En ons vra Here dat U vir ons daarin sal lei, dat die Gees by ons teenwoordig sal wees en hierdie woord van U lewend sal maak in ons lewens. Dat U vir ons sal roep na U toe, dat U vir ons sal heel maak. Here, dat U vir ons sal leer wat dit beteken om aan U te behoort. Dankie dat ons hierdie wonderbaarlike vrede in ons lewens mag hê. Here, dankie dat ons U liefde mag ervaar. En dat ons na môre kyk en dat ons hoop het. Hoop wat groter is as die aarde en sy mense en dit wat hier gebeur. 'n Hoop op die ewigheid, wat ons lewens nou op 'n besondere manier betekenis gee en inkleur. Dankie Here dat ons aan U mag vashou. Dat ons in ons donkerste oomblik weet U is daar. Dat ons U kan vertrou op die pad wat ons loop. Dat U ons lig is en dat U vir ons lewe gee. Wil U met ons wees as gemeente? Wil U met hulle wees wat tans nie by die huis is nie, maar ver gereis het? Wil U vir hulle veilig hou? En Here, wil U gee dat hulle veilig terugkom ook hier na U huis toe. Ons wil bid Here vir hulle wat siek is en wat eensaam is, dat U vir hulle baie naby sal wees. Here, dat U vir ons die regte woorde en die regte handelinge sal gee om hulle te kan troos en by hulle te kan staan. Ons bid Here vir ons gemeenskap, hier waar ons gelukkig genoeg is dat U naam vrylik genoem word en dat U gedien word en dat mense tot U eer leef. Wil U gee Here dat nie net vandag nie, maar elke dag weer klink U naam en buig mense voor U en dien ons mekaar in hierdie gemeenskap. Baie dankie Here dat ons al hierdie dinge mag bid, mag weet dat U wat genadig is vir ons gee wat ons nodig het op die regte tyd en dat ons U daarin kan vertrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters, met 'n lied wat die drie-eenheid besing. Dit is lied 454, Vader ons eer U. Ons sing daar al die verse, dan die seën en dan bevestig ons dit met amen. Yeah.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.